Goeiedag, ek is Gerard van die kerk saam met jou op reis deur die Bybel in 1 jaar span. Ons het die voorreg om vandag Lukas 19 vers 1 tot 10 te lees, 'n baie bekende verhaal van Saggeus, die hooftollenaar, wat in die vyeboom klim om Jesus te sien, want hy hoor Jesus kom daar verby, en Jesus wat hom sien, afroep en sê, ek moet vandag by jou aan huis gaan, en hoe Jesus Saggeus se hart aanraak en hierdie man tot inkeer kom. Dis 'n verhaal van bekering, verlossing, en 'n sigbare sien van die krag van Jesus Christus om die verlore mens te red. Hierdie ontmoeting wat Saggeus met Jesus gebring het, bring duidelik bekering, vreugde en verlossing, selfs vir die mense wat deur die samelewing verwerp word. Nou die eerste ding is wat ek net 'n paar gedagtes wil deel oor, en die Jode was nie baie lief vir tollenaars nie. Mense, as jy na enige geskiedenis kyk, dan gaan jy sien dat die Romeinse owerheid het al die volke in hulle ryk baie swaar belas om in die finansiële behoeftes van die Romeinse ryk te voorsien. Die Jode was natuurlik gekant daarteen om aan 'n wêreldse regering, 'n ongelowige regering, belasting te betaal, en hulle was egter verplig om dit te doen. En die ergste van alles was, die tollenaars was Jode wat verkies was om op 'n kommissiebasis vir die Romeinse owerheid te werk, en hulle is dus as die Joodse volk as verraaiers gesien en verwerp. En natuurlik het die tollenaars ook gierig geraak en te veel belasting gehef en dan skatryk geword uit al die geld wat hulle gehad het. So mens kan verstaan dat die mense glad nie tevrede was, dat Jesus by Saggeus aan huis wou gaan nie. Maar kom ons kyk, in verse 1 tot 4, sien ons iets van Saggeus soeke en begeerte. Daar's 'n honger, daar's 'n leemte in elke mens se hart wat God daar geplaas het om hom te soek. En Saggeus, klein van postuur en gestalte, klim in 'n vyeboom. Ek bedoel mense, om in 'n vyeboom te klim. Sy status en stand het nie in sy pad gestaan sodat hy Jesus kon sien nie. En dit wys na die begeerte wat hy gehad het om Jesus te ontmoet. Al was dit moeilik en ongewoon en selfs vernederend. In verse 5 tot 7 sien ons Jesus sien hom raak en hy sê vir hom, kom af want ek gaan vandag by jou tuis. En dit laat my dink aan Handelinge 3 vers 19, waar daar staan, bekeer julle dan en keer terug. Die feit dat Jesus vir Saggeus sê, vandag gaan ek by jou aan huis gaan, dit wys dat Jesus persoonlik en doelbewus die verlore mens kom soek het, en wil hê ons moet bekeer, en wil hê ons moet terugkeer. Die reaksie van die mense, soos ek reeds genoem het, was natuurlik baie krities, maar Saggeus reageer dadelik met blydskap en gasvryheid. Dan sien ons dit verse 8 tot 10, Saggeus se bekering en redding, dat hy besluit om sy lewe te verander. Hy gee die helfte van sy besittings aan die armes en herstel wat hy onregverdig gevat het en gesteel het van ander. Laat my dink aan 2 Korintiërs 5 vers 17, waar dit sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. En Jesus verklaar dan, dat die dag by hom gekom het, by Saggeus, dat hy gered is. En Jesus se doel is baie duidelik in vers 10, hy het gekom om die verlorenes te soek en te red. Kom ek en jy dink vandag bidend na, het ek en jy begeerd om Jesus te ken, selfs al beteken dit dat ek en jy uit ons gemaksones moet klim. Tweede ding wat ek wil vra dat ons dalk bidend oorweeg, is ons bereid om ons lewens te verander en onreg te herstel as God dit vra. Saggeus het geld met rente gaan terugbetaal. En dan die laaste vraag, as goeie medegelowiges, hoe reageer ons op mense wat nou verag of uitgesluit word uit die geloofsgemeenskap uit? Kan ek en jy soos Jesus wees, wat na die verlorenes soek, hulle nooi en hulle bekendstel aan Jesus Christus ons verlosser, wat hulle lewens kan verander van binne na buite? Onthou, as ek en jy Jesus ontmoet, kan ons lewens ook radikaal verander. Groete en seënwense vir jou dag.